Dag sê en welkom by Boer Media. Nou vandag praat ons met Wessel Basson. Nou vir die van julle wat hom ken sal nou weet dat dit is 'n aktivis wat baie erg of sterk betrokke is in die volkssaak en hy laat homself baie sterk uit vir die regverdigheid en die geregtigheid binne in die volksakker. Wessel, welkom hier so by Boer Media. Nee, baie dankie Koot. Baie dankie vir die geleentheid. Nou ons wil vandag 'n bietjie gesels oor selfbeskikking, maar voor ons gaan praat oor selfbeskikking so 'n paar punte aanspreek, wil ek net gou vir julle noem dat Wessel hulle beplan die 18de April 2025, dit is nou eerskomende Vrydag, beplan julle 'n optog ook daar by die Amerikaanse ambassade. Wessel, kan jy net vir ons kykers net vinnig verduidelik wat dit behels? Nou goed Koot, dit is basies 'n byeenkoms, gaan net by die Amerikaanse ambassade wees. So ons gaan nie loop nie. En die motivering wat daar agter is dat ek wou van die Uniegebou afgeloop het, maar ons weet self baie van ons mense sukkel maar en ek wou dit so maklik as moontlik hou vir almal en nou goed, so ons begin 9:00 die Vrydagoggend. Ons gaan open met 'n verontmoedigingsdiens en daarna gaan ons van ons sprekers bekendstel. Ek reg is advokaat Richard Botha, Willem Petzer, Jannie Meyer van Black Monday, as ek reg is, Willie Kloete gaan praat en ek myself, en maar 10:00 die oggend, so ons gaan eers 2 ouens laat praat, dan gaan ons 10:00 gaan ek en Willie Kloete die memorandum oorhandig aan die Amerikaanse attaché, wat vir ons daar sal wag, en dan gaan ons terugkom en ons gaan dan ons toesprake klaarmaak en ons gaan afsluit met gebed en ons gaan afsluit met die stem soos oudergewoonte en ja, so tussen 11:00 en 12:00 is dit klaar. So ek doen 'n vriendelike beroep op almal om dit te kom bywoon. Dit gaan juis oor waar ons gaan praat en dit gaan oor selfbeskikking. Hier en daar het ek so 'n bietjie as ek die Engelse woord kan gebruik, 'n shokkertjie wat deel van die memorandum ingebruik. Ek hou maar daarvan as 'n aktivis om bietjie mense uit die grense te toets. Die grense te toets en ek dink die grense word genoeg getoets van die ander kant of op ons. Ek wil ons is baie duidelik dat ons geen probleem het dat Amerika sanksies toepas teen sekere mense binne Suid-Afrika nie. En dit maak my nie minder patrioties daaroor nie. Dit gaan nie oor dinge wat gebeur binne die grense van Suid-Afrika en juis hoekom ons vra vir selfbeskikking en ons vra suiwer dat selfbeskikking erken moet word vir die boerevolk, vir ons as volk en dit is hoekom ons daarin gaan, dat Amerika meer druk kan plaas op hierdie dis nou die RNE, maar ek kan eintlik vierkantig sê dit is op die ANC regime. So, ons gaan nou met Wessel gesels oor selfbeskikking en wat gaan in daai memorandum staan wanneer hulle daai memorandum oorhandig aan die Amerikaanse ambassadeur daarso. Wessel, so ja, ek wil net van my kant af sê, julle is welkom, gooi vir julle 'n bietjie koffie, ons sit hier so met lekker vry koffie, die koffie wat 'n nasie laat opstaan. Nou kom ons kyk, as ons hierdie drink, Wessel, of dit 'n verandering kan bring aan ons situasie. Maar voor ek nou wil gesels met jou oor selfbeskikking, wil ek net vir jou so 'n paar vinnige vragies vra, want ek dink binne in die groter konteks is selfbeskikking, het ek nou al gehoor, party ons sê, is 'n politieke belaaide woord, dis wat die eerste kant sê, en die ander kant sê party mense ons vereenvoudig om te veel, en ander ouens sê, dis eintlik 'n vreeslike ingewikkelde woord, omrede selfbeskikking vreeslik baie betekenis het. So selfbeskikking, om die konsep van selfbeskikking te kan verstaan, is nie net om 'n antwoord in een sin nie. Hoe sien jy, wat beteken selfbeskikking vir jou? En dan wil ek hom presies vat na 'n praktiese vlak toe. Ja. Wel, ek stel eers 'n selfbeskikking gelyk aan vryheid vir my. Dit is hoe ek dit sien. So jy sien selfbeskikking as 'n plek waar jy jouself regeer? Yes, ja. Ek bedoel, ons weet nou almal van artikel 235, ons weet almal dat hy is in die grondwet ingeskryf in 1996. Ons weet nou dat sekere mense binne die politieke kringe beweer hulle dit daar ingebring, maar dit is nou 4-5 sinnetjies wat dit omskryf, maar
daar was nog nooit 'n beleid geskryf 'n wet. 'n wet Ja. wat sê hoe word artikel 235 toegepas en sulke goeders nie. En dit is een van my groot frustrasies die afgelope paar jare is dat en juist my geveg met die Vryheidsfront is dat om 'n rede hulle nooit die waters gaan toets, nooit hierdie ding tot 'n wet gebring het nie. En nou sê hulle ek weet Corneille Mulder en ons het laas jaar Februarie vergadering gehou dat die tyd is nie reg nie. So ek weet nie wanneer is die tyd ooit reg nie. Die laaste 32 jaar ervaar ons geweldige trauma onder ons mense. Ons mense word letterlik op die grond getrap. Ons mense is mismoedig en in die woordjie selfbeskikking dink ek nie verstaan baie mense nie. Ek dink ons het nie groot geword met die woordjie selfbeskikking nie, want ons kom uit 'n agtergrond waar ons regeer was deur 'n regering waar ons vry was basies in ons eie woongebiede en so aan, en ewe skielik is ons nie meer op die troon nie. Ons is ewe skielik op die agtervoet en hier kom hierdie nuwe woorde en ek dink die interpretasie van die woordjie selfbeskikking word dalk nie regtig verstaan deur baie mense nie, want jy kan interne selfbeskikking kry of eksterne selfbeskikking en ek dink dit is 'n baie dit maak mense de mekaar. Ja, dis die twee kante van dit en dan dit sluit nou aan by my volgende vraag wat ek vir jou wil vra as my antwoord jy verwys na eksterne selfbeskikking. Ja. Wat ekstern wat beteken 'n onafhanklike staat. Dis eintlik wat dit beteken. Maar dan kry jy ook 'n selfregerende gemeenskap. Dis nou interne selfbeskikking. Ja. Of 'n netwerk van selfstandige instellings. Ja. Jy hoor wat ek wil sê. So, sien jy dat interne selfbeskikking dalk 'n voorafstap kan wees na eksterne selfbeskikking? Ja, dit was onderstel om so te wees. En dit is weer eens, dis ook weer deel van my frustrasie. Ons sit met Orania wat ek sien as 'n vorm van interne selfbeskikking, is 'n autonoom van kulturele erfenis en 'n kultuurgemeenskap en so goed is wat 'n baie goeie voorbeeld is, maar die bekommernis is dat behalwe vir Orania en Kleinfontein wat in 'n kleiner mate hier buite Pretoria is daar nie in die res van Suid-Afrika ander voorbeelde van hoe interne selfbeskikking, ja, dit sou baie gepas gewees het as ons al lankal begin het daarmee, want ek dink dit sou die dryfveer baie sterker gemaak het en grense baie makliker bepaal het as ons daai roete gegaan het, maar dit het nie gebeur nie. Maar as ons nou terugkom nou, vat gou net die stap gou eers terug na interne selfbeskikking. En ons sê vir mekaar, jy weet, dit wat ons nou gesê het oor instellings. Ja. So, as jy vir my kan sê, wat se byvoorbeeld, kom ons noem 3 volhoubare instellings wat reeds bestaan en as boustene vir selfbeskikking kan dien. Het jy 3 wat jy kan noem? Wel, eerstens moet ons aanvaar dat ons eerstens ons moet eerstens onsself vrymaak van volksvreemde arbeid. Ek dink dis baie belangrik dat ons mekaar moet sê, eers moet jy begin by jouself. Dit beteken ek moet leer om sonder ander mense klaar te kom en te kan verstaan wat beteken dit om vryheid in daai aspekte te ervaar. En dan tweedens, wanneer ons bietjie groter gaan, moet ons begin verstaan dat volks eie arbeid is die enigste pad en die enigste suksesvolle verhaal, want sodra jy ander mense inbring, dan is daar heeltyd 'n vermenging van kulture en vermenging van opinies en diversiteit. So ons sal nooit selfbeskikking kry as ons nie eers ons eie identiteit en ons eie diversiteit self uitgesort het oor wie en wat ons is nie en hoe ons dinge wil doen nie. Ons kan nie op ander mense staat maak om ons pionierswerk te doen. Ons kan nie toelaat dat ander mense ons drome vir ons doen nie. Ons kan nie toelaat dat ander mense ons strate vir ons steur as ons dit self kan doen. Ek vat nou maar prakties so. Ons moet leer en dan natuurlik die ander ding is ons moet binne daai grense moet ons op 'n manier ons eie belasting kan beheer, ons eie veiligheid kan beheer. Ek gaan nou terugkom na jou toe oor die grense, maar ek wil net gou eers oor die instellings praat, as ons kyk na die instellings. Yes. Hoe kan die instellings bydra om, soos wat jy nou gesê het, volks eie arbeid eerste te stel?
En om seker te maak dat daai instellings die voorbeeld dan is vir ons om volkseie arbeid te gebruik. Yes. Ek probeer sê, jy hoef nie hulle name te noem nie, maar weet jy van 3 instellings wat gefokus is, wat die grondslag vir ons kan lê vir selfbeskikking? Goed, ons weet, daar is organisasies wat Soltech en Akademia, wat volkseie ingerigte instansies is. Die probleem net van daai instansies is, dis geweldig duur. En ons het nie instansies, ek weet nie van instansies, ek praat nie van mense wat op klein skaal iemand inneem as 'n vakman of sulke goeders en betaal vir. Ek weet van geen ander groot instellings waar ons mense in massas kan oplei om basies op dieselfde golflengte te kom as wat ons dit graag wil hê om vorentoe te gaan. Dit beteken vir my, wat ek eintlik wil sê is, daar is nie genoegsame opleiding vir ons mense om ons toe te rus vir daai wat ons wil beweeg nie. Bedoel jy in terme van vaardigheid en kwalifikasie? Ja, vaardighede. Ek bedoel, ons het nie vaardigheids, ons mense het nie die nodig, ons sit met mense wat vaardighede, maar hulle word nie daar buite gebruik nie, en hulle word ook nie reg aangewend binne ons konsep wat ons wil beheer nie. Want ons, nêrens in Suid-Afrika, maak nie saak waar jy bly nie, weet ons wie is die ketelmakers nie, weet ons wie is die elektrisiens nie, weet ons wie is die loodgieters nie. Daar's geen idee van opnames, wat het ons, en wat kan ons eerstens gebruik nie. Tweedens, ons weet nie met wat sit ons. Ons maak aannames, en ons het hierdie mense wat heeltyd beweer, ons mense is werkloos en so, maar baie van die werklose mense het wel vaardighede, en ons pas dit net nie toe nie, ons gebruik hulle net bloot nie, en dit is, ek dink meestal van my frustrasies, of ons frustrasie, is dat ons mense verarm, maar hulle word ook nie ingetrek deur instansies wat wel hulle kan help om daai vaardighede uit te leef. En dan nou die ander ding is, baie van die vaardighede is nou ook word nou baie aantreklik uitgelok na Amerika toe. So ons gaan nog 'n groot vaardigheids- en kwalifikasies drein beleef in die volgende paar maande. Ja. Jy het gepraat oor die prys van, jy weet, in die duurskap, die feit dat dit so duur is. Het dit nie dalk te doen met die feit dat ons dit uit ons eie moet doen nie? Ons het nie 'n staat wat vir ons daarvoor kan sorg nie, wat dit kan finansier van die een kant af nie. So dit is die ander rede wat dit ook duur maak om ons eie mense, jy weet, deur hierdie kwalifikasiesprosesse en instansies te stuur. Ek dink eers ons as ons praat van besighede, ek praat van klein besighede waarvan ek self een het, is, ek dink nie ons investeer genoeg in opleiding nie. Dit beteken ons belê nie regtig in ons eie mense om daai vaardighede te kry nie. Ons het as ek sê van ons mense moet self betaal daarvoor. Dis baie moeilik as ons sit met 'n groep mense wat letterlik van dag tot dag lewe, en hoe betaal hy vir 'n kursus, hoe betaal hy vir die diens, en as besighede en die gemeenskap, en ek praat van ons as volk, nie uitgaan en gaan belê om ons mense daai rigting te gee nie, dan gaan ons al verder sink. Daar kan net een uitslag wees, en as ons nou nog een kant wegvat van mense wat wel opgelei is, en dit afstaan in lande soos Amerika of Canada of Australië en so aan, ek bedoel, met wat sit ons hier? Ons sit met 'n ou wat letterlik, ek wil amper nie eens daai 30% slaagsyfer gebruik wat ons tans het in land, maar sit ons met 'n onopgeleide persoon met geen kwalifikasies nie, en wat is sy dryfveer? Hoe dryf jy 'n ou, en hoe motiveer jy 'n ou wat deur sy eie mense ingedoen word, wat R1,500 'n maand betaal? Hoe dryf jy hom om verder te gaan? Ons praat gou weer oor die selfbeskikking. Dink jy selfbeskikking is 100 meter, of dink jy selfbeskikking is 10 kilometer in atletiek? Ja, is 100 meter op hierdie stadium. Ja, dink jy ons wil hê dit moet 100 meter wees? Nee, wel, maar ons is nou al 32 meer as dit eintlik al besig met dit. Okay, kom ons sê nou na 94, as ek dan nou 31 jaar, is ons nou al besig met iets, maar daar's nog niks op die tafel nie.
die emosionele wessel sê 1 meter en die praktiese gedeelte van die kop wat vir my sê is ons is 100 meter, want die gaping is enorm en dit is wat ons wil hê is nie iets wat ons van 'n rak af kan haal nie. Selfbeskikking kan ons nie net van 'n rak af gaan haal so maklik wat ons hierdie land weggegee het nie. Ons kan nie selfbeskikking of vryheid in ander terme op 'n maklike manier kry nie. Daar gaan herorganisasie moet wees, daar gaan herdink moet word oor wat is die foute gemaak die laaste 32 jaar en waar moet ons glad nie fokus nie. Ek dink ons het te veel ons energie gemors op mense en op instansies wat ons negatief gemaak het en dit het ons aandag afgetrek van waarheen ons eintlik moes beweeg het. Ons moes soos in die 30's gemaak het soos hulle vrou federasie. Ons moes ek dink as ek reg is die Ossewa brandwag en daai goeters. Ons moes instansies in plek gehad het wat mense kon ophef en vinniger kon vat iewers heen. Ja, ons is nie in beheer van die staat nie. Ja, geld is 'n absolute probleem, want fondse sê alles. Alles gaan oor fondse. Maar ek dink ons het 32 jaar laat verbygaan sonder om regtig iets op die tafel te sit waaroor ek voel nie opgewonde oor wat ek sien die laaste 2 en daarbey sluit ek myself in. Ek moes dalk meer gedoen het om iets in plek te gekry het en ek dink dis waaroor dit gaan. Ja, jy antwoord amper op die volgende vraag. My vraag is aan jou is, wat het jy die afgelope, kom ons sê 20 jaar, nou ons weet, almal van ons was in daai, of kom ons sê, die volk was in Ethiopië, in die eerste 5 jaar veral, na 94, want toe is hulle mos weer terug by, waar hulle kan wees, maar wat het jy as Wessel, of Patriot, of jou instansies, die afgelope 20 jaar gedoen, vir die saak van selfbeskikking? Ja, wel, ek bedoel, al wat ek kan sê wat ons gedoen het, is maar wat my besigheid, waar ek mense in diens geneem het, en waar ek nie die vaardighede gehad het ek geen ander keuse gehad is om uit te reik na ander groepe toe nie, maar ek het, sover as moontlik, het ek van my kant af probeer, my eie mense werk gee, en werk skep, en waar ons nie die vaardighede het, doen ons dit maar self. Maar ja, daar is net nie 'n maklike antwoord op hierdie ding eintlik nie, want ek kan as een mens net soveel doen. Ek voorsien op huidiglik, betaal ek uit my besigheid, maandeliks help ek families uit waar ek kan, maar ek wil ook nie net mense uithelp nie, ek wil sien dat mense self die visstok vang, self die vis gaan vang, self aan kan beweeg, sonder om, te vra vir hulp, en ek dink dit is waar ons, ek dink nie daar was 'n suksesstorie ergens nie, ons het almal iewers gedoen, ek was by toekomsfonds betrokke, ons, ek bedoel, ek was by baie instansies betrokke, waar ons volks, goeders gedryf het, en, So jy die narratief geprobeer, die selfbeskikking narratief in sekere veldtogte het jy probeer loods. Ja, deur toekomsfonds waar ek ook op 'n stadium betrokke was, en, ja, wel. Was jy nie ook by Front Nasionaal, seker plekke? Ek moet bang wees, James Kemp gaan my dalk slag hierso. Maar ja, ek was Front Nasionaal, toe het ons, op 'n stadium, dink, NKP begin, en toe het ek uitgeklim, en toe het ek, maar met die minderheids, by toekomsfonds betrokke gehad, en ek is daar weg, en ek het, maar Patriot 235 begin, as 'n meer bewusmakings, vir my gaan Patriot 235 maar meer oor die bewusmaking van hoekom ons moet vry wees, en die redes en waaroms, en, maar ja. Maar dink jy hierdie aktivisme en hierdie veldtogte wat jy in betrokke was, dink jy dit het enigstens vrugte afgewerk? Vir myself is dit nie lonend nie, want ek het deeltyd uit my eie sak dit betaal, en ek moet sê, ons mense is baie apaties skoot. Ons mense gee geld vir sekere goeders, wanneer dit by trane en sulke goeders kom, maar emosionele sake, maar wanneer dit kom by volksake, wanneer dit kom by die werklike gedeelte van waarin ons moet beweeg, en
Ek vat julle maar as voorbeeld is Boer Media. Ons het nie, julle is die enigste werklike mediahuis in my oë wat omgee vir die saak. Nie te sê, daar is nie ander ouens wat ook iets skryf nie, maar net om 'n voorbeeld te gee. Ons belê nie in dinge wat saak maak vir ons nie, en dit wat moet saak maak, want sonder die regte media, sonder die regte voeding wat ons moet kry van mense af, om die regte dinge in plek te stel, is ons half besig om in 'n sirkel te loop. Ons herhaal alles, niks word beter nie, ons probeer net pleisters plak op krisisse, en ons hanteer nog net krisisse, ons het nog nie uitgegaan buite daai pleister gedeeltes en gekyk, waar het ons gesond geraak in die proses nie, ons kan net ons hele volk plak met soveel pleisters, iewers langs die pad moet ons mekaar toch sê, iewers moet ons toch iets goeds begin doen, of iets regs doen, en iewers heen beweeg waar ons rigting het, en dit is maar waaroor hierdie hele ding gaan, ons het volgens my nie rigting nie, ons is nie op, ons het die pad, ons weet waarheen ons wil beweeg, maar ons het nie koers, want ons dwaal heeltyd af, want ander mense kom van die kant af en skiet ons uit die heup uit, en dan val ons, omdat hy ou iets negatief gesê, in plek van met narratiewe wat ons aanval. Ja, wat hulle val ons aan, om ons aandag af te trek van die groter prentjie af, en baie van die narratiewe is wokeisme, en is globalisme. Ja, wel, ons sien dit in Suid-Afrika, baie, ek bedoel, jy kan net op hierdie TikTok gaan en kan uitgaan en sien, hoe word ons mense aangeval, en die narratief, plaasmoorde is 'n illusie, dit gebeur nie, meer wit mense vermoor mekaar op plase, as wat die werklik, so die leen word net al groter, en dit gaan nie regtig so sleg, nie, wit is beter af in Suid-Afrika word gesê, as ons beter af was, wie is die mense wat beter af is? Maar elke keer wanneer jy daai voor die op die tafel sit, dan is daar iemand wat met 'n swart kwas kom en verf dit toe en sê, ja, maar julle wil graag die ou apartheid weer terug hê. Ja. So, wanneer ons na selfbeskikking kyk, moet ons na 'n model kyk, wat selfs daai ouens, ek wil amper sê water in hulle gesig kan gooi. Nou, as ons kyk na al die verskillende vorme van selfbeskikking, en opsies, en moontlikhede van selfbeskikking, hoe sal jy die verskillende selfbeskikkingsmodelle of forme, sonder om die ouens te verdeel, by mekaar kan kry om die tafel, sodat ons saam kan sit en oor selfbeskikking vorentoe praat? So, die verskillende modelle. Forme, ja, modelle. Wel, so kom ons sê interne selfbeskikking, eksterne. Die een lot wil die Boererepublieke terug hê, die ander lot wil nie Noord-Kaap toe trek hê, die ander een wil sy plaas deel hê van die model, en die ander een wil hê nie, ons nog steeds in Pretoria bly, of ons moet nou, maar verstaan jy, elke ou wil dit binne sy eie konteks hê, maar nou ons sal moet by mekaar kom, om die tafel te kan sit en sê, maar ek het 'n klein plannetjie, en my plannetjie sê byvoorbeeld, ons moet almal volks eie arbeid gebruik, yes. Goed, dan gaan ons volgende, ek het 'n ander plannetjie, ek wil, ons moet almal afsny van die elektrisiteit, van die grid. Ja. Die volgende ene is iets anders, ensovoorts. Ons raak al meer staatsbestand, maar nou raak ons staatsbestand, maar nou is die volgende stap moet inskop, en nou moet die ouens al reg wees vir die volgende stap. Ek dink waar ons moet begin is, ons moet eers begin kyk, waar is ons raakpunte, waaroor stem ons saam, en waaroor stem ons nie saam nie. Kom ons begin oor dit wat ons nie saamstem nie, moet ons een kant toeskuif, want ons weet wat is verdelend in hierdie volk, dit is of godsdienst, of dit is, jy's 'n boer, of jy's Afrikaner, of wat ook al, baie mense, ek voel dis verdelend, en dit is nie nou die fokuspunt nie. Die ding waaroor almal moet saamstem, is vryheid, selfbeskik, is die einddoel om vry te wees, om jouself te kan regeer. As dit moet ons punt wees, en dis die... So wag, ja, is goed dat jy dit sê, vryheid om onsself te regeer, want baie mense se vryheid is, maar ek kan aan Spar toe ry, ek kan aan Pick n Pay toe ry, ek kan gaan rugby kyk, ek is vry. Ja, maar ek dink nie hulle besef, dat hy in sy gebied, ja, hy is vry,
maar hy besef nie dat sy belastingbetalers geld in daai gebied, woongebied, 80% word gespandeer op ander gebiedens. Dit finansier die marxistiese ideologie in Suid-Afrika. Dit finansier politici om van podiums af te skreeu, kill the boer, kill the farmer. So ons mense moet begin besluit, hoe doeltreffend wil ons eie belastinggeld spandeer. Ons is van die hoogste betaalde belastingbetalers ouens in die wêreld en nog steeds vind ons dit amusant dat hierdie ouens op podiums kan staan en maak net wat hulle wil, of howe kan uitsprake maak en dit regverdig. Mense moet onthou, die staatsouens werk vir jou geld, betaal wat hy eintlik in die koers moet gaan, en dit is nie wat hier gebeur nie. Maar ja, vryheid is dalk vir party mense om van sy huis af te reis paar toe, maar dis nie vryheid nie. Vryheid beteken baie meer daarvan. Vryheid gaan oor beskerming, vryheid gaan oor jou gesondheid, vryheid gaan oor hoe jou gebied lyk, vryheid gaan oor oor wie besluit oor jou, nie wie neem besluite oor jou. En vryheid sê ook dat ek kan besluit wie my God mag wees en wie nie, en hoe ek my kind mag opvoed en hoe ek nie. Dis vryheid. Vryheid is nie, mense koppel vryheid in die sogenaamde demokrasie woord. Demokrasie is 'n baie is 'n misleidende woord wat baie mense nie verstaan nie. As in die konteks wat Amerika demokrasie beskryf, is nie dieselfde konteks as demokrasie wat ons hier beoefen nie. Mense moet wegkom van die woord demokrasie, want demokrasie kan misleidend wees. Wat se stelsel sal jy eerder dan wil aanbeveel? Wel, die stelsel wat ek vir Suid-Afrika aanbeveel is 'n konfederale stelsel, waar volk hulle self regeer, waar gemeenskappe meer beheer en autonomie sal hê oor hulle eie sake, waar hulle eie polismag sal hê. As mens kyk na Switserland, is 'n groot voorbeeld. Ek bedoel, jy het 4 verskillende tale daar. Ek bedoel, die oudste kanton is 1300 something gestig. Dit is suksesverhale al vir hoe lank. Maar ja, ons is nie 'n eerste wêreld. Maar ek wil jou dan nou vra, watter rol speel kultuur en jou geloof en jou geskiedenis en taal in jou visie van selfbeskikking, en hoe hou jy dit lewendig sonder om in 'n blote simboliek te verval? Want ons kom baie keer agter dat ons mense gaan haal die mooi, die geskiedenis uit, maar hulle weet nie hoe om daarop te bou nie. Wel, dis ongelukkig so. Kyk, taal, kultuur, erfenis, jou grond, ek dink dit is goeie wat baie samenlopend is rondom die algeweertjie woordjie vryheid. Wanneer 'n gemeenskap geïntegreer word 'n gemeenskap se kultuur en erfenis nie meer syne nie. Dit moet nou gedeel word met ander groepe. Dit beteken ons moet mekaar die spasie gee om binne ons eie gebied, en dit is waar die probleem lê, is wanneer daai gemeenskappe jou begin domineer, dan begin daai vryheid wat jy nou nog altyd gedink het daar is, begin stadig aan kwyn. Ons kan die skole as 'n voorbeeld gebruik. Afrikaanse skole, almal veg vir tweetaligheid in skole. Wat gebeur? Die Engelse kry 50-1 en uiteindelik verdwyn Afrikaans. So dit is wat gebeur, en dit is, jy moet ten alle koste, ek is miskien in daai gebied dalk 'n autokraat of wat ook al, maar ons kan nie onderhandel oor jou taal, kultuur, erfenis of jou grond nie, want sodra jy onderhandel, maak jy die gaping oop, gee jy die deur vir die vyand om jou te infiltreer en jou hele wese van wie en wat jy is te vernietig. En dan kan ons nie, dan sit ons waar ons vandag sit. Ons weet nie meer wie en wat ons is nie. Ons weet nie waar pas ons is nie. As ons nou tweede klas burgers, ons is goed vir belasting, ons is goed vir dit, maar ons moet ook Europa toe teruggaan. So, dit is die goeie, so, dit is goed om te sê, hoe wil ek dinge sien, maar mense moet eers verstaan waar lê ons probleem. Ons probleme lê in ons gemeenskappe. Ons moet onsself suiwer van elke gemeenskap het die reg, en elke volk, dit is volgens reg, het 'n volk die reg om sy eie kultuur en erfenis uit te leef, soos wat hy daarna sê. Ek gaan nie in 'n laudium in en sê vir die Indiërs, hoorie, dit is hoe julle nou moet julle godsdienst beoefen nie. Ons almal weet, die meerderheid is moslems, en ons respekteer hulle daarvoor.
Maar moenie in my gebied kom en jy die speelveld verander in my gebied nie. En dit is waar ons die fout maak. Ons is Engels woord transparent rondom wie en wat ons is. Ons word gebuig soos wat ander mense wil hê ons moet wees. Ander mense kan vir ons sê, hoe moet ons dink? Hoe moet ons wat wees? En dit is wat ons die fout doen. Ons moet op om apologiete aan te teken oor wie en wat ons is. En ons moet begin op ons voete staan en te sê, weet jy wat, hier trek ek die streep, ek gaan nie meer verder onderhandel wanneer dit gaan oor wie en wat ek is. Wanneer ons kultuur wil hou, geskiedenis is geskiedenis. Ons kan nie regmaak wat die geskiedenis maak. Of jy nou hou van Verwoerd, of van Strydom, of van Dillery, of van Paulkreer, dis irrelevant in 'n geskiedenis. Dis deel van jou. En jy kan nie skaam wees, en wat hierdie ouens kom, hulle kom in jou gebied in, en hulle maak jou skaam vir jou eie verlede. 'n skuldgevoel. Gooi jy met 'n skuldgevoel. En hulle vergeet, dat uit hierdie mense wat hulle nou so haat, het pioniers gekom, wat die Eskoms opgebou het, wat alles opgebou het in die land, die Sassels, daar is soveel fasette van mense wat pioniers was, wat in die donkerste dae van isolasie wat hierdie land gehad het ons gepresteer rondom baie dinge. En ons mense kyk dit mis, ons vergeet dat ons uit krisis nog altyd 'n suksesstorie gemaak het. En dit is die een ding wat die ANC nie kan sê nie. Die ANC het die laaste 32 jaar geen suksesstorie, nie om rede nie, want hy kon geen pionier op die tafel sit, waaroor ek en jy kan bly wees nie. En dit is waaroor dit moet gaan. Die ander vraag wat ek wil vra is nou, is hierso oor die eenheidsstaat en oor jou konfederale stelsel. Ja. Ons weet dat die Ramaphosa regering, Ja. Hulle sien net 'n eenheidsstaat, en vir hulle is almal dieselfde. Alles dieselfde, almal dieselfde, behalwe as in die parlement staan dan, en hy dryf die raskaart vanaf sy platforms, dryf hy die raskaart wit en swart. Terwyl, ek weet of ek wil jou nou vra, in jou geval, moet ons die raskaart dryf, of moet ons die kultuurkaart dryf? Want dit gaan inderdaad immer sekerlik nie vir ons oor die ras nie, dit gaan vir ons oor die kultuur. Natuurlik, dit gaan nie oor volke, tribes. Kyk, as het gaan oor wat Ramaphosa sê en die meeste van die ANC, hulle wil nie 'n staat binne 'n staat hê nie. Maar ons sit met Lesotho, wat 'n staat binne die grens van Suid-Afrika, sit met Swaziland, wat grens aan die sogenaamde Suid-Afrika. Dieselfde ANC, wat nie wil hê, dat ons 'n staat binne 'n staat moet hê nie, is dieselfde mense wat vir Israel sê, hulle bedryf 'n apartheidstaat. Maar terselfdertyd bepleit hulle ook 'n Palestina staat vir mense wat 'n staat dan binne Israel is. So hoe bring jy die twee konsepte bymekaar? Hulle wil nie ek en jy moet vry wees nie. Ons moet nou soos Moses gaan smeek by Farao om vry te wees. Maar my teenvraag aan jou is, waar is ons Palestina? Ons Palestina is waar ons kaart en transport is. Waar ons wettiglik, ons voorouers Goed, teoreties en tegnies stry ek nie met jou nie, maar my vraag is aan jou, is hulle sien dit nie. Kyk, hulle het 'n ander kultuur as ons, hulle leef anders as ons. So die punt wat ek wil maak is, waar sien hulle is ons, behalwe Orania? Hulle sien die getalle. Hulle eerstens vat hulle al die verskillende swart groepe en hulle maak hom een. So hulle praat namens, en dis waar jy die fout maak, hulle praat namens die swart ras. Nie alle swart rasse in Suid-Afrika wil deel vorm van daai nie. Daar swart rasse wat wil onafhanklikheid hê in sy etniese groepe. In sy etniese groep. Ons weet Wenda en daai plekke is daar baie sterk gevoel vir dit. Die Wawongas, ek was destyds saam met Hannes Engelbreg, hulle daar in die Oos-Kaap is groepe. Ons sit met die Khoisan. Ek dink identiteit gaan al hoe groter rol speel weer eens in die toekoms. So jy sê identiteitspolitiek gaan 'n groter rol begin speel. Dit speel wêreldwyd 'n rol en dit gaan weer 'n rol speel op hierdie huidige fase vlak is dit gebruik die ANC die massas en hulle vervaardig hulle ideologie deur te sê ons is die meerderheid, al beset jy soveel grond, sê ons nee, die meerderheid moet daai grond besit. Eerstens, wat sê die volkereg? Volkereg sê,
jou grond is daar waar jou kaart en transport is, al maak jy die minderheid uit. Maar okay, dis 'n debat vir 'n ander dag. Ek wil nie tegniek oor dit nie, maar wat ek sê is, die ANC die wil met die swart masses ons stoom roller en hulle wil grond hê. Hulle sit met die grootste grond. Die ANC sit met die meeste grond, staatsgrond. Ons sit met die Nkonyama Trust. Dis 'n staatsgrond wat nie in 'n akte in 'n akte is nie. Ja, ek bedoel daar's in 'n privaat persoon se naam is. Kom ons vra so met die grondhervorming. Hoeveel van die swart eienaars het kaart en transport gekry? Of is dit net oorgedra? Of wie se naam? Op die marxistiese Stalin ideologie. Dis wat gebeur hierso. Hulle het eersins het hulle hierdie spel so gespeel. 73,000 eise dink ek vir grondhervorming. Dit is omtrent afgehandel. Die meerderheid swart mense het gekies om eerder die kapitaal te hê. So die sosialiste wat hulle is, het hulle eerder verkies om die geld te hê. Ek het nou die dag na onderhoud geluister en toe verduidelik die ou toe sê dat elke ou wat 'n taxi ry en jaag om verby te kom om voor te kan sy mense af te laai en jaag om die volgende groep mense te kan gaan oplaai om weer te kan kom, is eintlik besig met kapitalisme. Ja, wel dit is vir mense wat marxistiese ideologie dryf, is hulle die grootste kapitaliste. En dit is my, ja. Okay. Die rede hoekom ek daai vraag vra is as jy nou na die Zulus gaan kyk en jy kyk na Nkonyama Trust en jy kyk selfs na die Khoisas, is ons het jy het hierdie areas wat jy kan opmerk is behoort aan 'n spesifieke groep, 'n kultuurgroep. Maar waar is ons as boere en Afrikaners? Se groep, se demografie. Want weet as ons kyk na die verlede dan sien ons eintlik demografie is lotsbepalend. Ek is gaan verkeerd wees dalk wat ek sê, maar met die Volksstaatsraad se ondersoek destyds met die tekening van die akkoord, dis almoes besluit daar moet 'n Volksstaatsraad gevorm word en hulle moet terugkom en ek het nou reg op Google bietjie gegaan. Daar was voorgestelde gebiedens waar hulle 'n kaart kon en daar is selfs gesê dat ons sien nie dat van die mense in die Bosveld gehelp kan word wat binne dit val nie. En ja, Noord-Transvaal en Oos-Transvaal, daar die verre was eintlik uitgesluit geweest. Ek dink die strook het hierso na 'n Noord-Kaap se kant toe gestrek, maar op daai stadium het ek wel, dis nou ook bronne wat nou aan my vertel het gesê dat sekere partye en organisasies het gesê nee, ons soek nie daai nie. Ons soek of hele Suid-Afrika terug of niks nie. So wat ons vandag weet, sou ons dalk 'n stuk gevat het om van af te kon gewerk het. Presies, maar ons het daai dit besluit, nee, alles of niks. Maar die vraag is, wie dit namens ek en jy besluit? Wie het besluit dat die Volksstaatsraad moet ontbind? Ons sit met 'n tradisionele leiers wat in Suid-Afrika betaal word elke maand. Maar die boere en Afrikaners het nie. En daar sekere fasette van die Khoisan wat ook nie betaal, maar ek dink hulle is nou ingesluit. Maar hulle kry daarom van hulle koningskry. Ons is totaal uitgesluit. My vraag is, wie het eerstens die Volksstaatsraad besluit dat hy moet ontbind? En hoekom is en wie is die mense wat almal daarop gedink? Was hulle pro vir ons of was dit buite mense wat namens ek en jy kon besluit het oor waar hy dink dit moet wees? Hoekom is die volk nie daai tyd die kans gegee om meer sê te hê oor waar die grense getrek moet word nie? Maar dis ook water onder deur die brug. Ons is 32 jaar later. Ons moet soos in my oë klomp leiers bymekaar kry. Hulle in 'n saal ingooi, die saal sluit en die sleutels weggooi vir 2 weke of vir 'n week. En vir hulle sê, as julle daaruit kom julle uit met 'n plan. 'n haalbare plan wat antwoorde kan gee vir my en vir jou en vir die mense op die grond. En wat se hoop en waarheen beweeg ons? Want ons kan hieroor praat vir die volgende 100 dae en as ons nie met 'n plan kom, as ons nie vir mekaar sê, hier trek ons die streep, dis die rigting. Kom ons kry nie ten minste iets, dis wat ek sê. Kom ons kry nie ten minste iets. Jy sê daar is eintlik nie 'n plan nie. Daar is nie 'n plan. As daar 'n plan is, weet ons nie van hom nie. Wel, ek weet nie wat is die kom ons sê in die kringe waar jy beweeg en ek bedoel jy het insaag nou ten opsigte van Vryheidsfront Plus en baie van die ander organisasies en instellings. Is daar nie 'n plan nie wat byvoorbeeld van die Afrikaner akkoord hofsaak
Wel, Dink jy dis 'n plan? Daar's nie 'n plan nie, omdat die meerderheid van ons mense het ingekoop en verwag dat 'n politieke party soos die Vryheidsfront met dit sou iemand moes die werk gedoen het. En ek dink dis waar die probleem is. Ons het te veel ons energie en hoop gestel in politici in plaas daarvan om self grense en self mense om 'n tafel te kry en te sê, weet jy wat, ons het nie politikuste nodig om vir ons te vertel waar is ons grond nie. Ons moet self met 'n plan voor in dag kom, en as daar ooit onderhandelings is, moet ons ingesluit word, want wie is die mense wat elke keer gaan praat namens ons? Elke keer word ons ekskuus vir die Engelse woord, gedownplay, omdat ons word nie betrek oor die groter saak nie. Goed, so verstaan ek jou reg dat jy sê 'n mandaat is inderdaad nodig om hierdie ding verder te vat? En dan as ek jou hoor, jy praat van 'n moontlike mandaat, jy my sê, wil ek jou vra oor 'n volksverteenwoordigende liggaam. Het ons 'n volksverteenwoordigende liggaam nodig wat met 'n mandaat moet werk of mandate moet werk? Ja, natuurlik. Ons het mense nodig met wie ons moet werk. Eerstens moet ons iets op 'n tafel kry. Moet ons ten minste mekaar sê wat is die common ground? Wat is die beginpunt waar ons dinge gaan doen? Dan moet ons mekaar die geleentheid gee om te kyk wie is die leiers wat werklik omgee vir die volkssaak. Dit beteken ons moet mense identifiseer, of dit nou 20 of 50 of 100 is, en dan moet hulle gesit word deur 'n proses, maar ons deur ons eie sogenaamde woord demokrasie gaan, dat ons kyk wie wen veld op daai ding, en wie se standpunte en wie se idees dra meer water as ander, en dan moet ons daai mense vat, en ons moet ons vertrou in daai 10 of 7 of 5 mense sit, en hulle moet gaan en die spreekbuis word van die groter prentjie, maar dit gebeur nie. Alhoewel ons weet dat daar 'n soortgelyke liggaam aan die gang was, maar weer eens is daar of 'n gebrek aan deelname of die VVK as ek reg is. VVK BAV. Ja. VVK is nie die IEC van die volk. Maar ek bedoel, hoekom, om watter rede het hulle ontbind? Hulle sê hulle mandaat het uitgeloop. Hulle mandaat vir die selfbeskikking, en hulle het hom gedryf tot by die boek wat afgehandel is. Boek wat Paul Creer gehelp skryf het, en daai boek het hulle nie by die ambassades gaan uitgee, en dit het basies, dit was waar hulle mandaat opgehou het vir selfbeskikking. Dit is in my oë waar ons fout is dan. Want ons werk is nog nooit afgehandel. Ons werk kan net afgehandel wees, Koot, wanneer ons vryheid het. Wanneer ons die vlag kan hys. Wanneer ons die vlag kan hys. En dit is wanneer jou werk, hoe kan ons so naïef wees om weer eens, Paul Creer, ek het hom, die bietjie tyd wat ek gehad het om te ken, en so, was my oopkop ou, dit is ou met 'n baie oopkop, hy is heeltemal te vroeg dood. Ja, weet, en ek sê altyd, dit is soos verwoerd, ek dink hy was 80 jaar te vroeg met sy beleid. Korrek. En met alle respek, ek wil nie mense aanval nie, dan moet ek myself ook aanval, want ek dink ons is almal skuldig aan baie dinge. Ek dink nog altyd, dinge is nie te laat tot op sekere vlak. Dit is te laat wanneer die laaste volksman sy kop neersit, dan is dit te laat. Maar ek dink ons moet meer perspektief kry oor waarheen ons wil beweeg, wat ons wil hê, wat verwag ons. Is sport belangriker as 'n volkssaak? Is die roem en 'n Mercedes-Benz ry of ons elite leefstyl belangriker as 'n volkssaak? En dis nie 'n besluit wat ek of jy kan maak, en dis 'n besluit wat elke moet maak. Ek sê ons moet voortgaan sonder hulle wat nie wil saam beweeg nie. Maar ons moet nooit die deur toemaak, want ons moet goeie buurmanskap, ons moet met ander volke praat. Dit moet ons nooit vergeet nie. Ons is in Afrika. En in Afrika, Ekskuus, ek wil jou net daar in die rede val, nie in die rede val om jou te stop nie, maar net om aan te sluit by die punt oor volksverteenwoordigende liggaam, het ons onlangs 'n onderhoud gevoer met Phil Craig van die Referendumparty, ja, wat nou deel is van die Cape Independence Advocacy Group. Ja. En my vraag aan hom was gewees, is wat se tipe model van selfbeskikking stel hulle voor, en hy het gesê civil self-determination.
So burgerlike selfbeskikking. En ek het vir hom gesê, maar wat moet ek as 'n Afrikaner of 'n boer dan sê, wat sê selfbeskikking? En hy het gesê, goed, julle soek cultural selfbeskikking. En binne in dit alles het ek hom gevra, maar goed, wanneer ons die Kaap, sou ons die Kaap help afstig, sal hy vir ons as volk ook 'n spasie gee daar binnekant. Toe vra hy vir my, wys net eers vir my, waar en wie is julle? Wie is die Afrikaner? Wie is die boer? Waar is hy? En ek dink binne daai konteks het dit teruggekom met dit ons gesê het, ons het nie, en sy woorde was gesê, you don't have a council of Afrikaners, where are they? So ons vra weer die vraag, waar is die volksverteenwoordigende liggaam vir ons eie mense? En as daai organisasie, as die Boer-Afrikaner Volksraad op sy bene kon bly die afgelope tyd deur hierdie storms wat ons gemaak het, dan was daar al iets waaraan ons kon gewerk het heeltyd, maar hulle toe gaan terugsit en gaan plat lê, en nou sit ons met niks, nou moet ons daai goed weer optel, nou moet ons eers weer met mekaar stoei, en weer al hierdie prosesse aan die gang, energie om die tafel sit, om op 'n punt te kan kom, wat ons saam met julle kan praat oor selfbeskikking. So ek wil afsluit deur vir jou te vra is, wat beoog jy om te bereik met julle optog? Dan kan ons daarmee afsluit. Goed. My woorde aan een van die organiseerders was vanoggend, gisteraan, vorige week het, as ons nie binne 60 dae na hierdie optog om 'n tafel sit en 'n plan op die tafel sit waar ons met volksleiers om 'n tafel sit en juist dit wat jy nou gepraat van, waar ons mense moet besluit oor hoe ons vorentoe gaan beweeg en waarheen ons gaan beweeg nie, sien ek dit as 0 tot waarde waarheen ons, want dan beteken dit ons wil praat oor 'n ding, maar ons wil nie regtig, ons wil nog op loftes gaan sit en ons wil nog die multikulturele rugby kyk, nie waarmee ek 'n probleem het as 'n ou op sy as hy dit verdien om daar te wees, maar die probleem is dat sport het meer waarde as wat ons as volk waar het, en dit is wat my bekommer. Ons moet met 'n plan vorendag kom. Ons groot probleem is die eie ek. Ons probleem is te veel leiers wil die Messias wees van hierdie volk. Hy wil die breinman op die perd wees. Ek weet nie hoe sê dit. Ek is eerlik met jou, ek glo eerstens nie aan waarsegsters of ek lees wat sieners sê, maar ek plaas nie my hoop, ek plaas eerstens my hoop op God en Jesus Christus. En dis een ding wat ons nie oor gepraat het. 'n volk wat godloos is, wat nie weet waar vandaan hy kom en wie en wat hy was nie. Sê ek nou vir jou, gaan soos klomp termiete rondswerf op hierdie aarde, ons gaan nie weet waar pas, ons moet ons geloftes gestand doen in God. Ons het 'n gelofte gedoen, ek dink daar's 2 of 3 geloftes wat ons deur die verloop van die tyd afgelê het aan ons hemelse Vader. En ons het daai verantwoordelikheid om dit na te kom en dat ons nageslagte dit na, en as is dit nie eerbiedig nie. Ek het nou die dag na Potgooi geluister en die ouens daar verduidelik, toe sê hulle, uit ons geloof vorm eintlik ons kultuur, en ons kultuur vorm ons politieke sisteem. So, dink jy nie dat die fout, soos jy nou nog reg sê, dat die fout in ons geloof so groot probleem was, dat die hele driehoek of die hele bou fondasie platgeval het, en dat ons nou eens weer van onderaf moet daar begin nie. Wel, ons weet nooit hoe die Here dinge hanteer nie, en ek, baie ouens sal sê, wel, dit is ons straf, omdat ons weggedwaal het van hom, dit kan so wees. Ek dink nie God is 'n God van vergelding en sulke goeders nie, ek dink God is 'n God van iemand wat ons wil herinner dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor hom, in die sin van dat ons met hom eerste op die troon sit en niemand anders nie, en ek dink dis dalk net om ons dalk bewus te maak, maar saam met geloof gaan moraliteit en 'n ware sisteem. Dit is tog weer wat ons was, Koot. Ons het
dink vir jouself, hoeveel enkel maas, hoe de mekaar is hierdie land? Ek bedoel, en as jy nou hierdie dinge gaan dieper bestudeer, dan kom jy agter, daar's nie mense wat glo nie. Hulle glo nie meer nie. En dit is waar ons probleem lê. Ons sukses was in die verlede. Nog voor Slag van Bloedrivier, deur die trek van alles, van onderuit die Kaap uit, was geloof, daai kultuur van swaar kry, om biltong te maak is ook deel van ons kultuur, weet, 'n deel van ons erfenis. Kultuur en tradisies. Ja. Kultuur en tradisies, en dit het ons gedoen deur godsgedrewe, God het ons die geleentheid gegee om deur swaar tye bo uit te kom en nuwe uitvindsels te dinge. Dis hoekom ons bouers is. Ons is nie mense wat afbreek nie. Ons mense het het geloop. Hulle was bereid om kaalvoet oor die Drakensberg. Hulle was bereid om baie op te gooi ten koste van die goddelikheid in ons ware stelsel, en ek dink dis iets wat begin afgeplat het hier in die 80s, en ek dink ons het die vrugte gepluk in 92 daarvan, en ja, miskien is dit, moet ons eers weer van vooraf begin, en besluit, waar staan ons met ons hemelse Vader, en van daar af weer opwerk. Ek het nou die dag ook met iemand gesels, en het baie mooi gestel om te gesê, die aanslag van die winde van veranderinge, wat oor die politieke spektrum waai, en teen ons waai, en ons storms is, ons moet partykeer vashou aan pale, veroorsaak dat ons voel naderhand identiteitloos. Met ander woorde, ons identiteit word van ons gestroop, ons geloof, ons Christelike geloof word aangeval, ons kultuur word aangeval, ons taal word aangeval, en gesê, hierdie Afrikaans is die slegste ding wat daar was. En en so kan ons aangaan met alle verskillende aspekte. Op die einde van die dag raak ons mense identiteitloos. Ja. En 'n ou wat identiteitloos is, raak ruggraatloos. Yes. En 'n ou wat ruggraatloos raak, word godloos. Ja. En as hy godloos is, dan kan jy eintlik met hom niks maak binne die kollektiewe sin van 'n volksspektrum nie. Dit is hoekom hulle nie 30% slaagsyfer het. Dat hulle, hoe dommer jy is in die stelsel, hoe maklik beheerbaar is jy. Ja. Jy moet Die stelsel beheer. Ek wil net afsluit, ou Charlie Kirk, almal van hom nou ken as hierdie podcast ou wat daar by die universiteit is, en een oukie het vir hom gevra, hy is ook 'n Christen, maar hy het 'n probleem met Trump, en oor hoe Trump dinge doen, en Trump het hierdie sonde gepleeg, en Charlie Kirk het hom net een vraag gevra, is jy sondeloos? Dit is waaroor het gaan. Ons almal weet dat ons pleeg elke dag sonde, maar niemand is sondeloos. Ons almal weet dat ons maak foute, en ons het foute gemaak, en ek dink ons het dit ook bietjie vroeër aangeroei, dat kan ons die ja-stemmers blameer as ons weet Alles mislei. En dat daar 'n tweede referendum moes gewees het. Dis 'n debat vir 'n ander dag, maar ons kan hierdie ding buig soos wat ons wil. Die belangrikste nou is, ons moet nou mense kry wat ernstig is oor waarheen ons wil beweeg. Ons mense verarm, ons mense kry swaar. Ons moet 'n nuwe kultuur van opwinding, 'n nuwe kultuur van bou, 'n nuwe kultuur van hoop, Identiteit. en identiteit skep vir ons mense, en al word dit oor 50 jaar bereik dat daar dan 'n selfbeskikkingsgebied is, dan is dit so, maar ons moet iewers begin, ons moet iewers mense bymekaar kry, ons moet ons denke verander oor hierdie negatiewe dinge wat in ons koppe ingesmeer is die laaste 32 jaar, en as dit die emosionele wesel is, sê ek wil nog steeds so gou as moontlik selfbeskikking gee, maar my verstand sê vir my, dit kan net bereik word, wanneer ons al die stappe gedoen het, wat en alles moontlik gemaak het, om die omgewing waarin ons, en die rigting waarin ons beweeg, so maak dat almal geken word, en ek sluit af om te sê, ek het groot geword in 'n dorp, waar die broederbond en daai ouens baie sterk was, en ek het gesien hoe mense behandel was, daai tyd van jy woon daai kant van die treinspoor,
of jy is die Bo-dorp, dis die onderdorp. Ons moet eers die seer van die verlede maak. Ons is nie bywoners eerstens in ons eie land nie. Ons is nie 'n Bo-dorp of 'n onderdorp nie, ons is 'n ons is een volk. Jy mag ryk wees en jy mag arm wees, maar ons is nog steeds een volk. Jy mag 'n dokter wees, maar jy kan 'n straatveer ook wees of 'n bediende wees. Dit het dieselfde waarde vir my in die sin van ons moet trots wees op wie en wat ons is, want as ons selfrespek verloor het oor wie en wat ons is, dan kan ons nie meer praat van volk nie, dan is ons deel waar die meerderheid links is en dit is maar net 'n oop kultuur van as ek doodgaan is dit maar so, ek het nie geen bekommernis nie. Ek dink ons kan beter, ek dink ons het die potensiaal en die leiers, daar's baie opkomende jong leiers wat ek baie opgewonde is. Ek dink daar's nog baie om te skaaf van hulle, maar ek dink ons moet begin hulle inkry en hulle meer betrokke maak, en wie weet, dalk gebeur die wonderwerke wat ons almal hoop sal môre wees, dat ons vryheid baie gouer kry as wat ons dink is. Maar ja, dis maar min of meer wat ek wil sê, Koos. Nou, op daai noot dink ek gaan ons dan nou afsluit, en as jy nog ernstiger wil begin om aktief betrokke te raak by aksies van selfbeskikking, is hierdie definitief 'n aksie wat jy daar kan bywoon. Die besonderhede sal in die kommentare of op die beskrywing van die video geplaas word. So dan kan die mense die 18de April 2025 so om 9:00 sê jy daar by die Amerikaanse ambassade by mekaar kom. Ek dink dalk, jy weet, bring maar jou eie koeldrink of 'n watertjie of 'n dingetjie in jou sak saam en kom sit en kuier daar. Bring 'n stoel saam en ja, dit is my goeders is nooit lank nie. Nooit lank nie. Ek het die mense gesê niks langer as 10 minute praat nie. So okay. Dan sal ons definitief daar wees. Ons sal hom ook vir julle die dekking gee van ons kant af. Hou maar gerus Boer Media dop vir meer daaroor, en dan wil ons vir julle sê tot volgende keer, moenie laat jou vryheidsvlammetjie doodgaan nie. Mooi bly.